Hoofstuk 51. 'n getroue onderherder. Daar word in die boek Handelinge min melding gemaak van die latere werk van die apostel Petrus. Gedurende die besige jare van sy bediening na die uitstorting van die Heilige Gees op die Pinksterdag, was hy onder diegene wat hulle onvermoeid ingespan het om die Jode wat tydens die jaarlikse feeste in Jerusalem kom aanbid het, te bereik. Na mate die aantal gelowiges vermeerder het in Jerusalem en in ander plekke waar die kruisgesande besoek was die talente wat Petrus beskik het van onskatbare waarde vir die vroeë Christelike kerk. Die invloed van sy getuienis aangaande Jesus van Nasaret het wyd en suid versprei. 'n dubbele verantwoordelikheid is op hom gelê. Hy het 'n duidelike getuienis aangaande die Messias voor ongelowiges afgelê en ernstig vir hulle bekering gewerk, en terselfdertyd het hy 'n besondere werk vir die gelowiges gedoen om hulle geloof in Christus te versterk. Eers nadat Petrus daartoe gebring was om homself te verloon en geheel en al op die krag van God te vertrou, het hy sy beroep ontvang om as onderherder op te tree. Voordat Petrus Christus verloon het die Here aan hom gesê: "As jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk." Lukas 22 vers 32. Hierdie woorde was tekenend van die omvangryke en doeltreffende werk wat die apostel in die toekoms vir diegene moes doen wat tot die geloof sou kom. Petrus se eie belewenis van sonde en lyding en bekering het hom vir hierdie werk voorberei. Eers nadat hy bewus was van sy swakheid, kon hy die gelowiges se behoefte aan vertroue op Christus besef. Te midde van die storm van versoeking het hy geleer dat die mens in veiligheid kan wandel, alleenlik wanneer hy in algehele wantroue van diself geheel en al op die Heiland vertrou. Toe Christus sy disippels vir die laaste keer by die see ontmoet het, is Petrus, nadat hy 3 keer met die vraag: "Het jy my lief?" Johannes 21 vers 15 tot 17, getoets is, in sy plek onder die 12 herstel. Sy werk is aan hom toegewys. Hy moes die Here se kudde laat wy. Nou dat hy tot bekering gekom het en aanvaar is, moes hy nie net streef om diegene te red wat buite die kudde was nie, maar hy is ook 'n herder van die skape wees. Christus het net een voorwaarde van diens aan Petrus gestel: "Het jy my lief?" Dis die noodsaaklike eienskap. Al het Petrus elke ander besit, kon hy nogtans nie sonder die liefde vir Christus 'n getroue herder van die kudde van God wees nie. Kennis, goedheid, welsprekendheid, ywer, almal is noodsaaklik in die goeie werk, maar sonder die liefde van Christus in die hart is die werk van 'n prediker 'n mislukking. Die liefde van Christus is nie 'n ongereelde gevoel nie. Dit is 'n lewende beginsel wat as blywende krag in die hart geopenbaar moet word. Indien die karakter en die gedrag van die herder 'n voorbeeld is van die waarheid wat hy voorstaan, sal die Here die seël van sy goedkeuring op sy werk druk. Die herder en die kudde sal een word, in hulle gemeenskaplike hoop in Christus verenig. Die manier waarop die Heiland Petrus behandel het vir hom en sy broers 'n les bevat. Alhoewel Petrus sy Here verloon het Jesus se liefde vir hom nooit gewankel nie, en wanneer die apostel die werk om ander te dien sou aanvaar, moes hy die oortreder met geduld, medelee en vergewende liefde behandel. Gedagtig aan sy eie swakheid en mislukking, moes hy die skape en lammers wat aan sy sorg toevertrou is, net so tederlik behandel as wat Christus hom behandel het. Mense wat self van die sonde oorgegee is geneig om hardhandig op te tree teenoor diegene wat versoek is en gedwaal het. Hulle kan die hart nie lees nie. Hulle is onbekend met sy worsteling en pyn. Hulle moet nog leer om in liefde te bestraf, wonde te slaan om genees
en te waarsku, sodat daar hoop ontstaan. Gedurende die hele tyd van sy bediening, het Petrus tederlik oor die kudde gewaak, wat aan sy sorg toevertrou is. En so het hy bewys, dat hy getrou was aan die opdrag en die verantwoordelikheid, wat die Heiland aan hom gegee het. Hy het Jesus van Nasaret altyd as die hoop van Israel, die verlosser van die mensdom, verhef. Hy het sy eie lewe aan die tug van die meesterwerker onderwerp. Deur elke middel tot sy beskikking het hy getrag om die gelowiges vir aktiewe diens op te lei. Sy godvrugtige voorbeeld en onvermoeide bedrywigheid het talle belovende jongmanne besiel om hulle geheel en al aan die werk van die bediening oor te gee. Met verloop van tyd het die apostel se invloed as opvoeder en leier toegeneem, en alhoewel hy nooit sy las verloor het om veral vir die Jode te werk nie, het hy nogtans in baie lande getuig en die geloof van vele in die evangelie versterk. In die laaste jare van sy bediening is Petrus besiel om aan die gelowiges van die verstrooiing in Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bithynië te skryf. Sy briewe het gedien om die moed van diegene wat beproef en verdruk is, te vernuy en hulle geloof te versterk, en om diegene wat weens baie versoekings gevaar geloop het om hulle houvas aan God te verloor, tot goeie werke aan te spoor. Dit blyk dat hierdie briewe deur een geskryf is in wie die lyding van Christus en ook sy vertroosting oorvloedig was, een wie sy hele lewe deur genade verander is, en wie sy hoop op ewige lewe seker en standvastig was. Heel aan die begin van sy eerste brief, het die bejaarde dienaar van God aan sy Here lof en danksegging betuig. Hy het uitgeroep: Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemel bewaar is, vir ons wat in die krag van God bewaar word, deur die geloof tot saligheid, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. In hierdie hoop of die versekerde erfenis in die nuwe aarde, het die eerste Christene hulle verbly, selfs wanneer hulle ernstige beproewing en verdrukking moes ly. Petrus het geskryf: Daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerlei beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog lief het, in wie julle, al sien julle hom nou nie, julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Die apostel se woorde is geskryf om vir die gelowiges in alle eeue as onderrig te dien, en hulle het 'n besondere betekenis vir diegene wat in die tye leef wanneer die einde van alle dinge naby is. Sy vermaninge en waarskuwings en sy woorde van geloof en moed is iets wat elke siel vandag nodig het, wat sy vertroue tot die einde toe onwrikbaar wil vashou. Hebreërs 3 vers 14. Die apostel het getrag om met die gelowiges te leer hoe belangrik dit is om die gedagtes terug te hou, sodat hulle nie na verbode onderwerpe dwaal of hulle krag aan beuselagtighede verkwis nie. Diegene wat die Satan nie ten prooi wil val nie, moet die toegange tot die siel bewaar. Hulle moet daarteen waak om dinge te lees of te sien of te hoor wat onrein gedagtes sal voorstel. Die gedagtes moet nie toegelaat word om na willekeur aan elke onderwerp te dink wat die sielevyand miskien mag voorstel nie.
Die hart moet getrou bewaak word. Anders sal kwaad van buite kwaad van binne wek, en dan sal die siel in duisternis dwaal. Petrus het geskryf: Omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkom op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders moet julle nie in julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want ek is heilig. Wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel, wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel voorheen geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil, julle wat deur hom glo, in God, wat hom uit die dode opgewek het en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. Indien silwer en goud voldoende was om die mensdom se verlossing te koop, hoe maklik kon hy dit gedoen het, wat gesê het: Aan my behoort die silwer en aan my die goud. Haggai 2 vers 8. Maar alleen deur die kosbare bloed van die Seun van God kon die oortreder gered word. Die verlossingsplan het in opoffering ontstaan. Die apostel Paulus het geskryf: Julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, terwille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. 2 Korintiërs 8 vers 9. Christus het homself vir ons oorgegee, sodat hy ons van alle ongeregtigheid kan red. En om op die seëning van verlossing die kroon te span, is die genadegawe van God, die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Romeine 6 vers 23. Petrus skryf verder: As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele in die gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Die woord van God, die waarheid, is die kanaal waardeur die Here sy gees en krag openbaar. Gehoorsaamheid aan die woord bring vrugte van die vereiste gehalte voort, naamlik ongeveinsde broederliefde. Hierdie liefde kom van die hemel en gee aanleiding tot hoë beweegreders en onbaatsigtige dade. Wanneer die waarheid 'n blywende lewensbeginsel word en die siel wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Hierdie wedergeboorte is die gevolg daarvan dat Christus as die woord van God ontvang word. Wanneer goddelike waarhede deur die Heilige Gees op die gemoed afgedruk word, ontstaan daar nuwe begrippe en kragte wat voorheen rustende was, word opgewek om met God saam te werk. So was dit met Petrus en sy mededisippels. Christus was die openbaarder van die waarheid aan die wêreld. Deur hom is die onverganklike saad, die woord van God, in mense harte gesaai. Maar baie van die groot leermeesters se kosbaarste lesse is aan persone vertel wat dit toe nie verstaan het nie. Toe die Heilige Gees sy leer na die hemelvaart by die disippels in herinnering gebring het, het hulle slapende sinne ontwaak. Die betekenis van daardie waarhede het hulle gees soos 'n nuwe openbaring verlig en suiwer onvervalste waarheid het daar vir hom 'n plek gemaak. Toe het die heerlike belewenis van sy lewe hulle eie geword. Die woord het deur hulle, die manne wat hy aangestel het, getuig, en hulle het die magtige waarhede verkondig,
Die woord het vlees geword en het onder ons gewoon, vol van genade en waarheid. En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. Johannes 1 vers 14 en 16. Die apostels het die gelowiges vermaan om die skrifte te bestudeer, omdat hulle deur 'n behoorlike begrip daarvan seker sou stel vir die ewigheid. Petrus het besef dat elke siel wat uiteindelik die oorwinning sou behaal, verslaandheid en beproewing sou beleef. Maar hy het ook geweet dat 'n begrip van die skrifte, die een wat in versoeking verkeer, in staat sou stel om beloftes te onthou, wat die hart sou vertroos en die geloof in die Allerhoogste sou versterk. Hy het gesê, alle vlees is soos gras. Die gras verdor en sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is. Lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei, as julle ten minste gesmaak het dat die Here goedentierend is. Talle van die gelowiges aan wie Petrus sy briewe gerig het tussen die heidene gewoon en veel het daarvan afgehang dat hulle aan die hoë roeping van hulle belydenis getrou sou bly. Die apostel het hulle aandag op hulle voorregte as volgelinge van Jesus Christus gefestig. Hy het geskryf, julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge, om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. En hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Die apostel het die houding wat die gelowiges teenoor die owerheid moet inneem, duidelik omskryf. Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van die Here, of dit die koning is as opperheer, of die goewerneurs as sy gesante, om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen te prys. Want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen, die onkunde van die dwaase mense tot swye sal bring, as vry mense, en nie asof julle die vryheid het as 'n dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. Julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, die koning eer. Diensknegte word aangeraai om hulle meesters onderdanig te wees, met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Want, het die apostel verduidelik, dit is die genade as iemand ter wille van die gewete voor God leed verdra deur onregverdig te ly. Want watter roem is daar as julle verdra wanneer julle sonde doen en geslaan word? Maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly, dit is genade by God. Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat, toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Want julle was soos dwaalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele.
Die apostel het die vroue in die geloof vermaan om rein te wandel en beskeie te wees wat hulle klere en gedrag betref. Julle versiering, het hy aangeraai, moet nie uiterlik wees nie, haarvlegtery en omhang van goud en aantrek van klere nie, maar die verborge mens van die hart in die onverganklike versiering van 'n sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is voor God. Hierdie les geld vir gelowiges in elke eeu. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Matteus 7 vers 20. Die inwendige versiering van 'n sagmoedige en stille gees is van onskatbare waarde. In die lewe van die ware Christen stem die uiterlike versiering altyd ooreen met die inwendige vrede en heiligheid. Christus het gesê: As iemand agter my wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Matteus 16 vers 24. Selfverloning en die opoffering sal die lewe van die Christen kenmerk. 'n bewys dat die smaak bekeerd is, sal in die kleredrag van almal gesien word wat op die weg wandel, wat vir die verlosters van die Here gemaak is. Dis reg om lief te wees vir wat mooi is en om dit te begeer, maar God begeer dat ons eers die allerhoogste skoonheid moet nastreef, dit wat onverganklik is. Geen uiterlike versiering kan die waarde of die lieflikheid hê van daardie sagmoedige en stille gees, die wit en fyn rein linne, Openbaring 19 vers 14, wat al die heiliges van die aarde sal dra nie. Hierdie klere sal hulle hier skoon en bemind maak, en hierna sal dit hulle bewys van toegang tot die paleis van die koning wees. Sy belofte is: hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Openbaring 3 vers 4. Terwyl hy met profetiese blik vooruitgesien het na die gevaarlike tye wat die Christelike kerk sou moes betree, het die apostel die gelowiges vermaan om standvastig te bly, te midde van die verdrukking en lyding. Hy het geskryf: Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproewing dien nie. Beproewing is deel van die opvoeding wat in die skool van Christus gegee word om Gods kinders te suiwer van die onreinheid van aardsgesindheid. Dis omdat God sy kinders lei, dat hulle beproewing beleef. Beproewing en hinderpale is die metodes van opvoeding wat hy gebruik in sy aangewese voorwaardes vir sukses. Hy wat mense harte lees, ken hulle swakhede beter as wat hulle dit self ken. Hy sien dat sommige bekwaamhede het wat, indien dit in die regte rigting gestuur word, tot bevordering van sy werk gebruik kan word. In sy voorsienigheid bring hy sulke siele in verskillende toestande en omstandighede, sodat hulle die swakhede kan ontdek, waarvan hulle self nog nie weet nie. Hy gee hulle die geleentheid om hierdie swakhede te oorwin en hulle verdiens te bekwam. Dikwels laat hy dit toe, dat die vuur van besoeking brand, sodat hulle gereinig kan word. Gods sorg vir sy erfdeel is oneindig. Hy laat geen beproewing oor sy kinders kom, behalwe die wat noodsaaklik is vir hulle huidige en ewige welsyn nie. Hy sal sy gemeente op aarde reinig, net soos hy die tempel gedurende sy aardse bediening gereinig het. Alles wat hy by wyse van toets en beproewing oor sy volk bring, kom sodat hulle dieper vroomheid en groter krag mag verkry om die oorwinning van die kruis te verkondig. Daar was 'n tyd in die lewe van Petrus toe hy onwillig was om die kruis in die werk van Christus te sien. Toe die Heiland aan die disippels sy komende lyde en dood bekend gemaak het, het Petrus uitgeroep: Here, dit sal u nooit oorkom nie. Matteus 16 vers 22. Selfbejammering, wat teruggedeins het vir die gemeenskap met Christus in sy lyding, het Petrus se beswaar uitgelok.
Dit was vir die disipel 'n bittere les, 'n les wat hy maar stadig geleer het, dat die weg van Christus op aarde deur sielsangs en vernedering moes gaan. Maar in die hitte van die brandende vuuroond moes hy die les leer. Nou, terwyl sy liggaam wat voorheen so bedrywig was, met die las van jare neergebuig was, kon hy skryf: Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemd oor julle gekom het nie. Maar na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Die apostel rig hom tot die ouderlinge van die gemeente met betrekking tot hulle verantwoordelikhede as onderherders van Christus se kudde en skryf: Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid, ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Diegene wat die verantwoordelikheid van onderherders het, moet naarstigtelik oor die kudde van die Here waak. Dit moet nie 'n oorheersende waaksaamheid wees nie, maar waaksaamheid wat neig om te bemoedig, te versterk en op te hef. Bediening beteken meer as prediking. Dit beteken ernstige persoonlike arbeid. Die kerk op aarde bestaan uit dwaalende manne en vroue, wat deur middel van geduldige, nauwlettende inspanning bearbei moet word, sodat hulle opgelei en geoefen kan word om in hierdie lewe aanneemlik te kan werk en in die toekomstige lewe met heerlikheid en onsterflikheid bekroon kan word. Leraars is nodig. Getroue herders, wat Gods volk nie sal vlei of streng behandel nie, maar wat hulle met lewensbrood sal voed. Manne wat die bekerende krag van die Heilige Gees daagliks voel en 'n sterk onbaatsigtige liefde teenoor diegene koester vir wie hulle werk. Daar is 'n taktvolle werk wat die onderherder moet doen wanneer hy geroep word om vervreemding, bitterheid, afguns en jaloesie in die gemeente te bestry. En hy sal in die gees van Christus moet werk om sake reg te stel. Daar moet getrou gewaarsku word, sonde moet bestraf word, onreg moet reggestel word, en net deur die leraar se werk in die kansel nie, maar deur persoonlike arbeid. Die hardvogtige hart sal miskien aanstoot neem oor die boodskappe en die dienaar van God verkeerd verstaan en kritiseer. Laat hy dan onthou, die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveinsd. En die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. Jakobus 3 vers 17 en 18. Dit is die werk van die evangeliedienaar om vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid wat van alle eeue af verborge was in God. Efesiërs 3 vers 9. As iemand wat tot hierdie werk toetree, die deel kies wat die minste selfopoffering vereis, deur om tevrede te stel met prediking, en die werk van persoonlike bediening aan iemand anders oorlaat, sal sy arbeid nie vir God aanneemlik wees nie. Siele vir wie Christus gesterf het, vergaan weens gebrek aan goeie, gerigte persoonlike werk, en hy wat tot die bediening toetree en ongewillig is om die persoonlike werk te doen wat die versorging van die kudde vereis, het sy roeping misgeloop. Die gees van die ware herder is 'n gees van selfverloning. Hy verloor die self uit die oog, sodat hy die werk van God kan verrig. Deur die verkondiging van die woorde en deur persoonlike bediening in die huise van die mense, leer hy wat hulle behoeftes is en watter verdriet en beproewinge hulle verduur.
Deur samewerking met die groot lasdraer, deel hy in hulle moeilikhede, troos hy hulle in droefheid, versadig hy die honger van hulle siele en win hy hulle harte vir God. Die engele van die hemel vergesel die leraar in hierdie werk, en hy ontvang onderrig en verligting in die waarheid, wat wys maak tot saligheid. In verband met sy voorligting aan diegene wat verantwoordelike vertrouensposte in die gemeente beklee, het die apostel etlike algemene beginsels omskryf wat nagevolg moes word deur almal wat in kerklike verband saamwerk. Die jongere lede van die kudde is aangeraai om die voorbeeld van hulle oudstes te volg in die beoefening van Christelike nederigheid. Net so moet julle, jongeres, aan die oueres onderdanig wees, en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar. Want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Verneerder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam, want julle teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teenstaan, standvastig in die geloof. Aldus het Petrus aan die gelowiges geskryf in 'n tyd toe die kerk 'n besondere beproewing beleef het. Talle het reeds deelgenote van Christus se lyding geword en eerlang sou die kerk 'n tydperk van vreeslike vervolging beleef. Binne 'n paar korte jare sou vele van diegene wat as leraars en leiers in die gemeente gedien het, hulle lewens vir die evangelie neerlê. Spoedig sou wrede wolwe inkom en die kudde nie spaar nie. Maar niemand wat sy hoop op Christus gevestig het, moes hierdeur ontmoedig word nie. Met bemoedigende woorde het Petrus die gedagtes van die gelowiges van die destydse beproewing en die tonele van lyding wat nog voorgelê het gerig na 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis. Mag die God van alle genade self, so het hy vuriglik gebid, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tydjie gelei het, julle volmaak bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid